Ons gaan lees uit die Bybel uit vanmôre uit die Evangelie van Lukas, soos jy gesien het. Lukas 6. Vers 43, want dit is nie goed vir, dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie, want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. En wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan in die fundament op die rots gelê, en toe die vloedwaters kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fundament op die rots was. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder 'n fundament op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek en het dit geval, of dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot. Net as sover die Here se woord. Nou, is 'n belangrike onderwerp waaroor ons môre moet saam besin. Elkeen van u en ek, my skatkamers. Dis nie sommer net 'n preek nie, dis die Here se woord wat na ons toe kom om te luister en te doen. Want die tyd is baie kort en ons het nie baie tyd om reg te maak nie. Maar om net te begin, wil ek vir u sê dat God gee vir elkeen by geboorte 'n leeskatkamer. Elke een wat gebore word, kry 'n leeskatkamer. Baie weet dit nie, baie sien dit nie raak nie. Maar daardie skatkamer moet jy vul met wat jy verkies, want ons mense is verantwoordelike mense. Ons kan keuses maak nes ons wil. God keer ons nie. Maar goed, Matteus 6 praat Jesus en hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Jesus openbaar hier 'n ding wat die mense lewe radikaal moet verander. Dis die doel daarvan, om jou lewe te verander. Want ons is nie reg as ons gebore word nie, ons is nie reg as ons skool toe gaan of kerk toe gaan nie, ons persoon moet verander word. Die Here Jesus sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So hy sê, daar is mense, hulle skatkamers is die kant, en anders is die kant, of wat ook al, en daar waar die skatkamers is, daar sal hulle fokus. Daar sal hulle lewe omwendel. So, ons gaan eers kyk na die goddelose mense se skathuis. Hierdie mense is nie mense wat nie goed kan wees nie. Daar is goddelose mense wat goeie dinge doen, maar hulle meen dit gaan hulle deurdra in die oordeel, maar dit werk nie so nie. Die goddelose mense skatkamers is altyd gevul met verganklike afgode. Hulle gaan haal God wat hulle dink hulle gaan deur die lewe dra en wat hulle iets gaan beteken, hulle sit dit daarin, hulle afgode, en hulle maak hulle skatkamers vol afgode. In die ou tyd het hulle baie moeite gedoen om beelde te maak
Die Romeinse kerk doen dit nog, sy beelde daar, dis ons hulle skatte. Hulle kyk kort na die en daar en dan onthou hulle of haar. Dit is hulle skatte. In hulle skatkamers daar afgode. Hulle kan nie ander skatte daar inbring nie, want hulle ken nie die dimensie van die skatte van die kind van God nie. In Korintiërs 2 vers 14 dat ek gedurig weer aanhaal totdat mense dit gaan ken. Die natuurlike mens, die goddelose mens, neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Dit is een van die grootste waarhede in die heelal, dat daar is twee soorte mense, die mens van God en die mens van die wêreld, die natuurlike ongeredde mens, en die twee verskil hemelsbreed. En daai mense verstaan nie, hulle glo nie, hulle doen dinge om hulle self beter te laat word, en dinge hulle self te doen wat vir hulle iets beteken. Hulle probeer betekenis in die lewe maak van iets van afgode, dis wat dit is. Habakuk sê, wat baat het 'n gesmeerde beeld dat sy maker dit reg gekap het, 'n gegote beeld wat 'n leraar is, dat die maker op sy eie maaksel vertrou. Hoe anders kan dit wees as dat dit 'n afgod is? Dat mense op 'n ding vertrou wat jy gemaak het of wat ander gemaak het, jy wil dit gekoop of jy dit gekry. Daar is baie mense wat op goed vertrou wat ander gemaak het. En ons bediening het ons baie daarmee te doen. Daar is mense wat geluksbringertjies versamel of allerlei goedertjies wat die lewe van hulle mooi maak en maklik wil maak. En soms aanbid hulle basies daai goed. Daar is mense wat afgodsbeelde in hulle huis inbring om daar te staan en te pronk, min wetende dat God sê in die groot gebod, jy mag nie 'n ander God voor my aangesig hê nie. Jy mag dit nie in jou huis inbring nie. Maar mense bring ander godsdienste afgode in Christenmense se huise in, of sogenaamde Christene, en dan was die chaos los in die huis, pandemonium en allerlei dinge. Dis wat baie mense se probleme vandaan kom. Selfs sekere boeke wat geskryf is deur sataniste of wie ook al, hekse. Daai goed word 'n afgod in jou huis, want hy bind jou in jou skatkamer vas. Jy gaan nie daar uitkom sommer maklik nie. Kolossense 3 vers 5, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierige aard wat afgodediens is. 'n Mens moet nie dink daai hoer wat in die straat loop is slegter as hierdie ou wat gierig aard is, naamlik geld in sy sak kan prop die hele dag nie. En dis almal eners, is afgodediens. Daar is baie ander wat hier bygevoeg kan word in ander plekke ook, maar dis maar net 'n voorbeeld. Hier is afgodediens. En hierdie mense maak dit in hulle skatkamers bymekaar. Daar baie meer sulke skatte en wat mense self maak en so meer. Micha, in die Ou Testament kom God na sy volk en hy sê, is daar nog altyd in die huis van die goddelose skatte van onreg? God openbaar homself aan die volk, hy praat met die volk, hy seën die volk, hy lei hulle uit gevangenskap, hy bring hulle naby die land van oorwinning. Hier aan die einde kom hy, en in die einde van die era, net voordat Jesus kom, kyk God na sy volk en hy sê, is daar nog altyd in die huis van die goddelose skatte van onreg? Hou julle so vas daaraan. Dis hulle skatkamers. Jakobus sê, julle rykdom is bedorwe, julle klere is deur die motte verniel. Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot 'n getuienis teen julle wees, en sal soos 'n vuur julle vlees verteer, en dan verbind hy dit aan hierdie woorde, julle het skatte vergader in die laaste dae. Dis wat Jakobus hier wil by mekaar bring. Mense wat goeders versamel, wat hulle aanbid, soos geld en allerlei goed, silwer en goud, hy sê hy goed getuig teen jou. Hulle het skatte vergader in die laaste dae. Hoe maklik kan ons dit doen? Hoeveel te meer moet ons stry daarteen, omdat ons in die laaste van die laaste dae lewe. Maar wat is die belangrikste item in die huis van die goddelose? Mense kan vir die vrou 'n raaiskoot te vat.
Wat is die belangrikste item in die huis van die goddelose se skatkamers of sy skathuis? Die Bybel openbaar dit op 'n baie mooi manier aan ons, as Jesus spreek hier daarvan praat, en hy sê, ongelukkig is hulle harte ook daar binne. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hierdie mense se harte is opgeneem in hulle skatkamers, hulle kan nie daar uit nie, en daar bly hulle harte, en daarom doen hulle dinge wat hulle graag nie eens self wil doen nie. Hulle sien dis beter buite, maar hulle kan nie daar uitkom nie. Die goddelose mens, en die kinders van God, se hart is in hulle skatkamers. Dis 'n ding wat mense baie keer hoor sien. Waar is my hart? Hierdie hart moet die ene. Hierdie is my bors. Hierdie is my skatkamers. Waar is my hart? Is hy by God? In die dimensie waar God is in my skatkamers? Baie kinders van God wat ongelukkig hulle harte terug na die ou lewe se skatkamers. En Jesus sê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Hy is vasgevang daar binnekant, hy kan nie daar uit nie. Dis 'n harde, ernstige saak, nie 'n grap om aan die goed te dink nie, want ons staan voor God een van hierdie mooi dae, en afgode en wêreldse skatte bring vloeke in jou skatkamers in. In ons bediening moes ons baie keer gaan vloeke breek in mense se huise, in mense se liggame en siel en gees, omdat hulle vloeke daarin gebring het deur afgode en sondes in hulle skatkamers. Party se kop is vol duiwelse gedagtes en idees en vol gespomp met die televisieprogramme en allerlei goed wat my skatkamer vul. Want hier is dit jou skatkamer. Spreuke 3 vers 33 sê hierdie verskriklike woorde, die vloek van die Here is in die huis van die goddelose. Die vloek van die Here is in die skatkamers van die goddelose. Maar hy sien die woning van die regverdiges. Nou, om hiermee af te sluit, die goddelose se skatkamers, daar iets verskrikliks in die Bybel, wat 'n mens nie graag eers wil lees nie. So ernstig is dit, maar luister hierna. Romeine 2 sê, vir die ongereide mens, verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbeteerlike hart vergader jy vir jou toorn as 'n skat aan die dag van die toorn, die openbaring van die regverdige oordeel van God. Want 'n mens nie weghardloop hiervan nie, om voor die toorn van God te verskyn met skatte wat jy vergader het in hierdie lewe, geestelike skatte meer as ander. Met een voorbeeld om te wys hoe werk dit. In Lukas 12 praat Jesus en hy sê, pas op en wees op julle hoede vir die hebsugigheid. Want iemand se lewe bestaan nie in die oorvloed van sy besittings nie. 'n Ryk man se grond het goed gedra en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed weggesit vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, dwaas, en hierdie nag sal hy jou siel van jou afeis, wat jy gereed gemaak het, wiesens sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en ryk is aan God nie. Wat wil Jesus vir ons sê? Hy sê daar's mense wat net fokus op die tydelike dinge. Daar's mense wat niks verstaan in die lewe nie en van die lewe nie. Daar's mense wat nie weet waar hulle op pad is met hulle self nie. En om vir hulle self bietjie satisfaksie in die lewe te gee, bou hulle skatkamers groter. Hierdie ou se skatkamers, sy skure, het hy vol hooi gepak. Hy het mieliesakke daarin gepak. En hy het ander goed soos koring en so meer daarin gepak en vir homself gesê. Dan praat hy nogal met sy siel, wat 'n hele mistasting van die werklikheid is. Hy sê, siel, jy het baie goed weggesit vir baie jare.
Sy siel het niks aan te doen nie. Sy siel roep na God, maar hy is besig met hierdie skure van hom, om allerlei goed daarin te pak, beesvoerings meer. En hy dink, dit is wat hom nou gaan laat lang lewe, hom gelukkig gaan wees, maar nou gaan hy agteroor sit en hy gaan begin drink, en hy gaan begin eet, en hy gaan ontspan, met ander woorde, hy gaan in 'n gemaksone insak en sê, daar is my skure, hulle is vals, ek het geen bekommernis nie. Maar sy siel, het hy nie aandag aan gegee nie, maar hy praat verkeerdelik met sy siel, en ons met sy liggaam gepraat het. Dit is 'n mistasting van die waarheid, en daar gaan hy. So gaan het met onsself, wat vir onsself skatte vergader in die ryk is in God. Moenie dit doen aan jouself, nie wie ook al daarna luister. Maar God se kinders, die regverdiges huis is ook 'n skathuis. Jou huis is soos 'n kluis, waar jy kosbare goed in bære. Ons skathuis as kind van God is hoofsaaklik hier op jou skouers. Daar word baie goed in gesit. Spreuke 15 vers 6 sê, in die huis van die regverdige is 'n groot skat, maar die inkomste van die goddelose is verwarring. Soos daai arm ryk dwaas, hy praat met sy siel, maar hy met sy liggaam praat, verwarring. Inkomste van die goddelose is verwarring. Spreuke 24:21 geskryf, 'n kosbare skat en olie is in die woning van die regverdige, maar 'n dwaase mens bring dit deur. So daai en hy wil dit eet en drink en vrolik wees. Maar God sê, wat baat dit ons, as ons sê, laat ons eet en drink en vrolik wees, want môre sterf ons. Steeds mense wat op die tydelike fokus, net wil gelukkig wees nou. Wat is in die skatkamers van God se kinders? Jy behoort te weet in die tyd, maar ons het nie altyd tyd om dit agter mekaar te sit nie. Die eerste ding wat daar is die ewige lewe. Jy ontvang die ewige lewe in die skatkamer van jou hart. Jesus kom woon daar binne self. By die wedergeboorte sluit God die hemelse skatkamers vir ons oop. En hy sê hierdie woorde, sodat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word aan die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborgen is. Hier is die skatkamer, wat gevul moet word met die skatte van wysheid en kennis. Dit is die twee vlakke waarop die Bybel geskryf is, wysheid en kennis. God wil ons met dit hierin bære. Versamel dit so vinnig as wat jy kan, soveel as wat jy kan. Timoteus sê, vir hulle is 'n skat weggelê, 'n goeie fundament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Die ewige lewe kan nie saam met ander klomp goed soos daai ryk dwaas hier in jou kop wees nie. Ons moet die ewige lewe versorg as ons dit ontvang het. Ons moet dit koester, ons moet daarop fokus. Want Petrus sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmet en onverwelklike erfenis of 'n skat kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons. Die ewige lewe is hier binnekant, maar die eindelijke is daarbo. Wanneer die skatkamers opgemaak word, gaan God sê, jy het met hout, hooi en stoppels jou skatkamer gevul. Jy het met goud, silwer en kosbare stene jou skatkamer gevul. En daar is 'n groot verskil in die ewigheid wat voor lê. Maar ons het hierdie skat, sê Paulus, in erdekruike in jou liggaam, in 'n tydelike lewe. Dis nog nie permanent hier nie. Sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons. En as mense wat roem omdat hulle Christen is. Mense wat dink hulle is beter omdat hy hierdie gawe of hy gawe ontvang het. So dwaasheid. Ons het hierdie skat in erdekruike. Daai kruik kan enige oomblik breek. Enige oomblik. Ons lees in Prediker 12, dat 'n man loop met 'n kruik en hy gaan water skep en net voordat hy by die water kom, val hy en die kruik breek.
Baie kinders van God, baie Christene, moet 'n les daaruit leer. Jy loop met 'n kruik, jy gaan water soek, wanneer die oordeel kom, maar voordat daai bassinblaas val die kruik stikkend, by die put, sê die woord van God. Moet met jou lewe speel, moet dit vermors. Ons tweede skat wat ons ontvang is die koninkryk van God. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in die saailand. Wat 'n man kry in 'n wegsteek, en hy het blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daardie saailand. Dat mens dink aan daai jong, pragtige jong man in Matteus 17 waar Jesus vir hom sê, as jy 'n skat in die hemel wil hê, gaan verkoop hierdie goed. Gaan maak daai skatkamer leeg. Kom hier, volg my. Vul 'n nuwe skatkamer met hemelse skatte. Hy sê, hier is my kosbaar, soos die ryk was. Dis te kosbaar, ek kan dit nie los nie. Ek kan nie my aardse dinge los nie. Ek kan nie die tydelike dinge opsê vir Jesus nie. En daar gaan hy. Matteus 13 sê, toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Met ander woorde, as jy werklik tot bekering kom, dan kom hier dinge uit, jou skatkamers, wat vir ander mense iets kan beteken in vir die koninkryk van God. Ons moet almal leerlinge wees in die koninkryk van God. Help nie ons wil ons eie pad loop en ons eie teologie najaag en navolg nie. Teologie is 'n struikelblok vir baie kinders van God. Dis die woord van God wat jou lei. Dis die lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Goeie werke is ook skatte vir God se kinders. 'n Mens moet altyd kwalifiseer en klassifiseer oor goeie werke. Wanneer 'n mens nog nie gered is nie, 'n natuurlike mens is, God nie ken, Jesus nie ken as jou saligmaker nie, dan beteken jou werke vir God niks. Want deur jou werke probeer jy God behaag of omkoop. En dis 'n gruwel. Jesaja sê ons beste werke is soos 'n gruwel vir God. Die mens wat die Here nie ken nie. Maar wanneer jy Jesus Christus aanneem, dan begin die goeie werke, sy koninkryk en ander kinders van God in jouself dien. En dan beteken jou werke iets, daarom sê Timoteus, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms sodat hulle ewig lewe kan verwerf. Goeie werke is 'n skat waarmee baie kinders van God hulle skatkamers vul en eendag word dit opgemaak. Daar's mense wat sê jy gaan sonder die hemel toe, hulle weet nie wat hulle praat nie. Jy gaan met baie goed eendag hemel toe, of hel toe. Baie. Jy gaan net nie geld saamvat nie. Jy gaan ook nie tydelike dinge saamvat nie, maar jy gaan met baie voor God staan. By die regterstoel van Jesus ons beoordeel, die wat met hout en stoppels gebou het, dis daar, dit wag vir jou daar. Die wat hulle skatkamers gevul het met goud, kosbare stene en silwer, dis daar. Jy gaan dit saamvat, dit gaan in jou wees. In Korintiërs 15 sê vir ons in hierdie laaste dae, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Dan kan ons nie agterbly as ons weggaan nie. Ons moet voor God gaan staan en hy wil ons beloon. Daar's 5 krone wat wag vir die mense wat hulle skatkamers gevul het met heilige dinge van God. So daar is ook verder 'n skat in die vrees van die Here. Die vrees van die Here is nie bangheid nie. Ek het 'n bundel gemaak oor vrees, maar niemand koop dit nie, of niemand vra dit nie, waarom die goed verduidelik word. Daar is ontsaglike dieptes in vrees.
Ontsaglike dieptes in die vrees van die Here. En as min kinders van God wat weet wat die vrees van die Here beteken. Maar daar is 'n skat in die vrees van die Here. Die vrees van die Here in die kind van God se hart en huis is 'n kosbare skat. En besef dit dalk nie. Jesaja 33 sê, en daar sal bestendigheid wees van jou tye, 'n rykdom van volle verlossing, van wysheid en kennis. Die vrees van die Here sal sy skat wees. Hoeveel beleef jy van die vrees van die Here? Hoeveel vrese dra jy rond in jou hart wat nie vrees van God is? Bang vir die en bang vir daai, bang dat mense sien hoe oulik is ek of oulik is ek nie. En allerhande mense, allerhande dinge. Die vrees van die Here is 'n skat. Die ander is 'n vernietigingsmag. Vrees in die Bybel in die praktyk staan teenoor liefde. Goddelike liefde is die mees basiese positiewe emosie wat 'n mens kan beleef, want God is liefde en smaak. Vrees is die mees basiese negatiewe emosie wat 'n mens kan beleef. Daaruit vloei allerlei ander dinge soos haat en aggressie en so meer. Depressie. Die vrees van die Here is 'n deel van goddelike liefde. En dit verstaan mense nie altyd nie. Spreuke sê in die vrees van die Here lê 'n sterk sekerheid. Ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar 'n toevlug wees. Die vrees van die Here is 'n fontein van die lewe om van die strikke van die dood af te wyk. Is dit nie pragtig dat God ons so wil seën? En baie keer dan loop mense daar uit en daar vergeet jy alles wat jy gesê is. Dis hoekom die werk van 'n predikant is nie om te staan en preek nie, maar om mense toe te rus vir hulle dienswerk. Hierdie is toerusting, dis nie 'n preek nie. Dis toerusting, dis informasie wat jy moet ontvang om jou siel en jou lewe en jou gees en jou hart te verander en te vernuwe. So sê Spreuke, liewer bietjie in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarby. Ek dink daai ou van Lukas 12. Hy het gaan sit en het gekyk, daar's my groot skure en ek het hulle vol gemaak. Die oes kom nog in steeds en die werkers werk. En hier sit hy. En sy liggaam is so bly oor al die kos wat kom. Maar aan die binnekant was daar sekere benoudheid in sy siel, want hy verstaan niks nie. Hy misplaas alle waardes en hy vervang dit met duiwelsgoeders. Liewer 'n bietjie in die vrees van die Here as 'n groot skat en onrus daarby. So, ons almal word gebore met 'n skatkamer wat ons moet vul. En ons almal moet seker maak ons vul dit met die regte goed, want ons is nie sterflike mense nie. Ons is ewig lewende wesens wat hier 'n rukkie is en dan vertrek ons na die ewigheid. Mense wil nie besef hoe belangrik die ewigheid is nie. Dat ons net 'n tydjie op aarde het om gereed te maak om die ewigheid in te gaan, en as ek 'n fout maak, soos daai man wie se kruik by die put val en breek, as ek daai fout maak, dan is daar nie hoop nie. Hebreërs 9 vers 27 sê, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. En so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Jy gaan nie na die dood 'n nuwe huisie kry nie. Jy bou nou 'n huisie vir jouself. Jy gaan hom nie kan leegmaak of volmaak nie. Wat jy nou doen is in daai huisie, die skatkamer daarboor of daaronder. Daar is nog een skat wat ek nog uit wil brei nie. Hierdie sê, we must read our Bibles like men digging for buried treasure. Hier is die grootste skat wat jy kan op aarde in jou hande neem. Hier moet jy delwe. In die woord van God moet jy delf. Jy moet grawe. Jy moet grawe totdat jy die skatte ontdek. En dit beteken nie dat in die aand 'n stukkie lees in die Bybel nie, jy sal niks ontdek nie. Jy sal nie.
As jy nie waaragtig diep ingaan op die woord van God en leer om werklik Bybelstudie te doen nie, gaan jy niks daaruit kry nie. En dis hoekom mense baie keer hier pik en daar pik, onder Christene. As die kerk my tevrede stel, gaan ek na daai een toe. Hoop dit gaan daar beter gaan. Maar is nie kerk wat jy moet tevrede stel nie, is jyself. As mense wat alle verantwoordelikheid wil oorplaas na God toe. Ek wil net 'n ding verduidelik, dan sluit ek af. As baie mense wat selfs geestelike werk doen, of wil doen, en dan kom hulle by 'n persoon uit, veral kindertjies, dan sê hulle vir die kindertjies, liewe kindertjies, jy moet jou hartjie vir Jesus gee. Daar sluit jy die deur van die hemel toe vir die kind. Jy sluit hom toe. Geen mens kan sy hart vir die Here gee nie. God het sy eie hart. Hy wil nie jou nie. Hy wil hê jy moet jou hart oopmaak, dat God kan inkom in jou hart. So moenie kinders of ander mense bedrieg deur sê, gee jou hart vir die Here nie. Dis 'n verskriklike ding wat in die kerke heers, waar mense toesluit vir die waarheid. Want wat gebeur daar? Onmiddellik sal daai persoon sê, al my verantwoordelikheid is nou God se, my hart gevat. Nou is hy die baas, en hy doen wat hy wil. En so sluit jy die skatkamers vir jouself toe, of jy sluit dit vir jou toe. Jou verantwoordelikheid is joune, nie God se nie. As jou hart nou kan sê vir God gee, dan beteken dit, ek gee nou alles vir hom, hy moet nou maar sorg dat ek in die hemel kom, hy moet sorg dat ek goed is, hy moet sorg dat ek geld het en alles. En dis hoekom mense se gebede so gaan, net om hulle self, want hulle is onseker oor alles, dan moet hulle pleit by God, asseblief, eet my hart, gee net vir my nog goed is. Mense, dis nie 'n grap nie. Die ewigheid is nie 'n grap nie, die tydelike lewe ook nie. En daarom moet ons sorg dat ons reg is, en dat ons reg sien en reg loop. Daar is 2 paaie wat na die ewigheid lei, die breë pad na die verderf en die smal pad wat lei na die lewe. Op watter pad is jy vanmôre? Maak saak wie jy is nie. Op watter pad is jy vanmôre? Jy het waaragtig by God uitgekom. Jy het waaragtig gevoel en ervaar dat iets om my gebeur, 'n nuwe lewe het ingekom, ek is nou 'n kind van God. Het jy dit ervaar? En hou dit stand, dis die probleem. Maar baie mense wat op 'n vals fundament bou, ek het nou Jesus aangeneem, maar hartlik onder daai kindslewe toe. Hierdie ou sê, we must read our Bibles like men digging for buried treasures. Ons moet ons lewens ook so leef, soos mense wat grawe na verborgde skatte, so daai ou wat 'n skat in die saailand ontdek het, en uit blydskap. Dis wat gepaard gaan met die waarheid, blydskap. As jy werklik by Jesus uitgekom het, sal jy bly wees, jou lewe sal dit uitstraal, jy sal dit leef, blydskap sal jou beskutting wees. So mag die Here ons genade gee, om reg te maak, waar reggemaak moet word, voordat dit te laat is. Amen.